Wanneer jy oorweeg om sonpanele te installeer, is dit noodsaaklik om navorsing te doen oor die maatskappy wat jy van plan is om te gebruik, verseker dat die produk wat gebruik word in Suid-Afrika gediens kan word. Anders gaan jy probleme ervaar. So sê Andries Mulder, CEO van ACDC Express in Nelspruit. Andries het in verskeie bedrywighede gewerk, insluitend in die klerebedryf, wegneem etes en die petrolbedryf voordat hy in die elektriese bedryf sy merk gemaak het. Met 'n produkreeks van amper 36,000 in die winkel, voeg hy by, is dit nie altyd maklik om by te bly met al die tegniese aspekte van alles nie. Maar as ons nie dadelik antwoord het vir ons kliënte nie, sê hy, sal ons beslis die antwoord kry. Andries, vertel my 'n bietjie meer van jou agtergrond, weet waar het jy groot geword, weet die pad wat jy gestap het in besigheid en natuurlik, weet hoekom het jy besluit op 'n ACDC Express? Ek is baie bevoorreg. Ek het in retail groot geword, kleinhandel groot geword. My vrou het in kleinhandel aan die volstasiekant groot geword. Daar op skool in Mpumalanga. Ek is altyd gebore, gedoop en geneek in Palabora, dis waar ons groot geword het. En altyd die begeerte gehad om saam te werk. Sy was in die mynbedryf gewees, ek was in die klerebedryf gewees en toe in die wegneemietersbedryf gewees, toe in die petrolbedryf gewees vir 9 jaar. En toe het Here dit so gemaak dat ons saam kon werk en ons het die geleentheid gekry om uit die mynbedryf in die elektriese gedeelte te kom. Hoofsaaklik in die begin om die mynbedrywighede bietjie op te bou omdat die myn industrieel baie swaar begin trek het. ACDC Express was die eerste kleinhandel konsep gewees. Die produk wat ons verkoop was altyd 'n agter die toonbank oplossing gewees. So jy het gekom, jy het gevra ongekompliseerd. Jy het gekom, jy het gevra, jy kon nooit vat en voel nie. Jy kon nooit vergelyk nie. Jy kon nie joune inbring en kyk hoe lyk die ander jy vergelyk nie. So ACDC Express het hierdie kleinhandel konsep vir die eerste keer in Suid-Afrika uitgesit. Ons kon nie Australië kopieer nie, ons kon nie by Amerika 'n blou druk kry wat werk nie en Ricardo Mayo onder sy pa Mario Mayo het hierdie konsep probeer. Ons was Nelspruit was eerste gewees. Pragtig. Ja, so ons het die grondwet maar neergeloop soos die pioneers gewees in die kleinhandel. Ja, en in die begin was dit swaar geweest want mense om denkwyse te verander is baie moeilik geweest. So van Palabora af Nelspruit toe getrek, ons is al 15 jaar hier. Ek is mal oor kleinhandel. Mense is wat my nie lekkerste is. Ons is 'n probleemoplossings. Eintlik as jy ons vat, ACDC Express is, die Engelsman sê dit mooi, dit is electrical solutions provider. So ons wil iets voorsien wat ouens jou nie meer kan help nie. En vandag eenaf is dit ons grondwet gewees en ek moet jou sê ons het dit neergelê en dit het vir ons baie goed gewerk. Dit het lank gevat vir die mense om die konsep te verstaan. Ek dink na die eerste 5-6 jaar het die mense eers verstaan, gaan tel jou mandjie op, pak in wat jy wil vat, stap na die betaalpunt toe, betaal en is uit by die deur. Die eerste paar jaar waar almal nog vra, kan ek soek 3 van hierdie 5 van hier, dan 6 meneer dis op die rak. So dit is 'n nuwe denkwese gewees. En dis maar basies vandaan gekom het. So ek is die vloerbestuurder en my vrou is die eienaar. Ons werk ongelooflik lekker saam. En soos Engels vir die challenges is baie in ons bedryf, maar dit is 'n konsep wat regtig werk. Ek dink dit help baie vir die klein ou wat net 'n lamp wil kry. Hy wil weet wat hy soek. Hy wil inkom vat en gaan. En dan die ou wat nie weet wat hy soek nie, omdat die elektriese veld so 'n groot verskeidenheid het, is dit 'n ongelooflike goeie konsep want ons vind inligting is baie belangriker vir die regte produk as net om 'n produk dieselfde lyk te verkoop. En met tyd het ons persepsies verander en ek dink dit het vir ons baie waarde gebou in Nelspruit. Nelspruit is 'n stad, is nie 'n stad nie en is 'n dorp, ook nie 'n dorp nie, maar hy is lekker groot en ek dink met tyd het dit vir ons baie goodwill gekoop soos Engelsman sal sê. En wat ons doen, so ons is baie bevoorreg. Ons love wat ons doen. Ons is love die konsep wat ons doen, maar ja, daar's maar dinge wat challenging is. Dit is 'n jong model en ons kon nêrens anders 'n bloudruk vat en sê kom ons hardloop op Australië of op Duitsland. Dis die eerste een wat so kon wees. Baie van die wat ons doen is in jou groter winkels, jou groter handelsname. Sal jy gedeeltes van dit kry, maar nie slegs elektries nie. Ek dink een van die grootste probleme in die stelsel eintlik is mense wat nie die regte inligting kry as hulle aankope doen nie. Byvoorbeeld om jou 'n gemiddelde vinnige een is as baie kliënte kom met 'n lamp in, dan vra jy moet dit 'n warm wit, 'n koue wit of 'n daglig wees, 'n warm white, cool white of daylight wees. En dan sê jy waarvan praat jy? Dan sê jy nee, daar's 3 verskillende kleure lampe. En ons het gevind hoe meer ons eie kliëntemark onderrig en soos Engelsman sê educate, hoe beter dit vir hulle begin raak. En baie keer raak hulle moeg want hulle sê maar ek het nie al die antwoorde nie. Jy vra nou vir my hoeveel ampere, hoeveel volts, ek weet nie, hoe dik moet die draad wees. Ek soek dit 'n lig. En ek dink baie keer is dit van die groot bekommernisse wat daar is vir ons.
As ons kliënte moet help, want hulle wil dalk voel ons wil dalk iets anders in hulle afsmeer. Maar op die einde van die dag ons wil vir jou die regte oplossing gee. En as daar 'n beter oplossing is, dit is wat ons spesialiseer. As jy vir my sê Andries, ek het 'n 54 watt lig, maar ek sê oom, ek kan vir dieselfde lig gee met 'n LED wat 'n 15 watt lig is, dan gaan ek jou 80% spaar. Dit is waar ons, soos ek, dis waar ons lekker kry om 'n kliënt iets beter te offer wat ons weet werk en langer gaan werk. Wat is die groot uitdagings in geleenthede in hierdie tipe besigheid? Ons het gegaan en ons het byvoorbeeld gaan voorbeelde in die winkel opsit om te sê jy soek hierdie kleur, maar daar's 3 verskillende kleure, byvoorbeeld met die ligte. En met die kragbesparing sal ons hom sê, as jy hierdie lig gebruik en jy gebrand om 12 ure 'n dag, in plaas van dat jy 1200 watt gaan gebruik, gaan jy 600 watt gebruik. So daai inligting saam met die produk was van die was bietjie van 'n uitdaging kant geweest. Ek dink die mark verander elke dag. Ek het baie bekwame personeel. Van my personeel werk al 12, 13, 15 jaar vir my. Klomp nuwe ouens ook, nuwe bloed. Maar ek dink die groot uitdaging vir daai ons is om al daai tegnologie. Ons produkreeks is 36000 produkte. So dit is moeilik om van ligte lampe, skakeltuig, kaste, waterdigte kaste, pompe om alles te ken. So dit is 'n groot uitdaging vir my ouens om alles te ken. Maar daar's niks wat ons nie kan doen nie. Ons het altyd nie dadelik die regte oplossing nie. Ons het 'n baie bekwame span in my tegniese span agter in my werkswinkel en ook in Johannesburg het ons 'n baie bekwame span. So as 'n ou vasbrand in 'n muur en jy het nie die antwoorde nie, tel ons 'n telefoon op. Ou gaan dalk nie dadelik die antwoord kry nie, maar ons gaan altyd terugkom met 'n antwoord. So die tegnologie wat verander is ook 'n groot uitdaging. Die nuwe Wi-Fi skakeltuig wat 'n ou kry, skakelaars, alles wat van jou telefoon af werk. Partykeer is dit so vinnig vir my. Ek werk met daai goed elke dag. Ek kan amper nie bybly nie. Maar wat dit lekker maak is alles word draadloos, alles word vinniger, alles word makliker, alles word geriefliker en wat baie belangrik is vir Suid-Afrika is alles word meer beheerbaar. Want in 'n sekuriteitsomgewing, jy wil weet wie het aangesit, wie het afgesit. Jy wil weet wanneer het die deur oopgemaak, wanneer het die deur toegemaak. Jy wil weet wie die ligte aan en afgesit, wanneer gaan die krag af. Dit is ongelooflik en dit vat tyd om te verkoop. Jy kan nie 'n ou laat instap en vir hom in 5 sekondes vertel hoe werk dit nie. So eerstens as jy vir die ouer garde van IoT praat, dan het jy hom klaar verloor. So ek moet onder begin. Maar dit is wat ons graag wil doen. En ons het gevind dat in jou ouer marksektor, hoe meer inligting ons deel, hulle gaan dalk nie dadelik die aankope maak nie, maar hulle kom terug. Ons vind ook ons doen baie keer al die inligting en dan word aankope op ander plekke gedoen, maar wat ook goed is want dit beteken ons inligting was reg van dag 1 af. En die mark daar buite, ek dink die grootste uitdaging vir ons is die mark buite kry baie swaar. Die kleinhandelmark geld is baie minder. Ek dink die kragonderbrekings van Eskom met baie van die ouens se handelbare kapitaal uit hulle huise uitgehaal. Weet as jy bietjie wou nuwe ligte in jou huis sit, 'n nuwe swembadpomp insit, ek dink daai geld is alles gebruik vir energiebesparende lampe en ligte wat vir jou kan lig gee as die krag afgaan en al daai tipe van applikasies. So die mark trek swaar. Ons het 'n definitiewe neiging gesien in 'n daal in die mark, in die kleinhandelmark. Maar dis maar oral. Ons het 40 franchises reg oor Suid-Afrika en amper 300 distributors reg oor Suid-Afrika. Ouens wat verspreiding doen. En ek sê altyd as Nelspruit swaar trek, dan teenoor die res van die land, dan is dit dis 'n tendens. Dit is amper soos die wêreld vol Amerikaanse ekonomie, jy weet, dis 'n daamplof en rukkel deur. Dis 'n tendens. So dan weet ou, ons is daarmee iets aan die verkeerde kant hierso nie, maar ek vergelyk dit baie, want ou wil weet, doen 'n ou ding reg, doen 'n ou ding verkeerd. Ek dink wat vir ons ook baie keer 'n groot uitdaging is die feit dat 'n ou so baie produkte het en ouens weet nie altyd wat doen ons nie. So ons raak bekend vir souler, ons raak bekend vir ligte, maar ons doen soveel ander produkte. Ja, maar dit bly nog steeds vir ons 'n lekker uitdaging. Ons probeer alle fasette, sosiale media, probeer ons baie meer uitkom. Ons probeer groter van die spanne borg, net dat ouens kan hoorie, waar is julle, wat doen julle? Dan as ons daai ou gehak het, dan probeer ons daai uitdaging 'n bietjie brug. Wat se tipe kliënte het julle en wat is hulle behoeftes? Nelspruit deel in 3. Ek dink jy het jou inloopkliënt wat iets soek vir load shedding, wat wil kan kos maak vanaand en hy wil kan huiswerk doen saam met sy kinders. Daai is 'n inloopmark vir ons. Wat ons nie 'n gereelde mark is. Dis nie 'n gereelde koper nie. Hy kom in, hy koop sy ligte, hy koop sy batterye of hy koop sy klein inverterstelsel. Is nie glad nie voorspelbaar nie. Maar wat Nelspruit voor bekend is dat ons het baie en ek sê dit met alle respek want dis vir my grootste kliënte vir wie ek liefste is. Ons het baie bakkie brigade kliënte. Ouens wat vir hulle self werk. Ouens wat weet hy brood en botter as hy vandag moet 'n transaksie doen en hy kan R10 spaar hier
en R10 spaar by 'n ander plek. Dis R10 vanaand meer op sy tafel. Ja. En ek dink ons kan nie altyd daai mark, ons kan nie met alles die goedkoopste en die beste wees altyd nie, maar daar's 'n sekere mark wat ons kan aanvul. En ek dink die bakkiebrigade is 'n baie groot gedeelte. Die kontrakteur, die eenmanssaak kontrakteur is 'n baie groot gedeelte van ons besigheid, omdat ons marksegmente doen van waterpompe, ons doen solar, ons doen huisbedrading, ons doen groot projekte. So daai ouens kom in, hulle maak hulle kwotasies vir hulle kliënte, hulle kry die bestellings, hulle kom na ons toe, beste prys. Beste prys vir hulle is baie belangrik. Ek kan dit verstaan, want hoe meer geld hy spaar, hoe meer geld kos dit op sy tafel. So ons probeer altyd daai mark voer so ver as wat ons kan. So dit is 'n baie groot gedeelte van ons besigheid. Ons byvoorbeeld het agter die oggend as ons deure oopmaak. Ons het kliënte wat voor agter kom. Man, ons het 'n staande koffiemasjien, dan kry hulle koffie, hulle voorraad is klaar gepak. So ons verstaan daai ou moet by die kliënt uitkom 8:00. Ons het baie goeie kliënte wat inkom vroegoggend, vat sy voorraad, so klaar die vorige middag reg gekry vir hom, gryp 'n koffie as hy moet en dan uit by die deur. Maar hy's 8:30, net na 8:00 kan hy begin werk. Want hulle faktureer ook per uur. So hoe meer tyd ek hom kan spaar, hoe meer tyd kan hy faktureer vir die dag. So dis 'n baie groot gedeelte van ons besigheid en dan het ons ook die industriële kant. Ons doen 'n redelike paar projekte in Afrika waar ons in ander myne werk buite Afrika, wat ons Mosambiek doen en Zambië doen. En dan het ons ook 'n paar groot kliënte, industriële kliënte om Nelspruit, wat dan die ander gedeelte van ons mark is. En dit half punt ons laat load shedding het baie van daai ouens se kapitaal vasgemaak, want om fabrieke oop te hou en om produksies te laat gebeur, moet jy of kragopwekkers insit of jy moet solar panels opsit en batterye insit. En dit het baie van hulle breakdown en shutdown kapitaal opgeëet wat hulle jaarliks het toegemaak het en alles oorgedoen het om seker te maak die fabriek loop mooi. Daar het hulle baie groot kapitaal hou gekry net om die deure oop te hou om nog steeds te kan produksie doen. Ja. So dit het baie van ons kliënte baie seer. Eskom ergernis, né? Almal se lippe. Sonpanele is baie populêr op hierdie stadium. Wat is daai wat om te doen en wat om nie te doen faktore wat besighede en mense in ag moet neem? Belangrikste vir my heel eers is voor 'n ou kyk na groot kapitaal uitleg, ons nou net praat van huis. Maak seker dat jou ligte na LED omgeskakel. Maak seker dat jou pompe en jou swaarkrageenhede soos jou geysers loop op timers in jou distribusiebord wat jou tyd in plaas van 24 ure dag loop na 12 ure loop. As jy dan nog vind, luister, ek het 'n kragopwekker nodig, gaan ek dadelik vir jou sê kragopwekkers is 'n great applikasie. Die nadeel is jy het onderhoud elke 100 ure op 'n kragopwekker. Jy moet diesel gooi. As jy nie by die huis is nie, moet iemand uit die huis uit gaan diesel gooi. Dis 'n groot sekuriteitsrisiko. So as jy vat dat 'n kragopwekker jou gaan kos en wat 'n solar stelsel met 'n lithium battery jou gaan kos, 5 kVA op 5 kVA. Gaan ek eerlik sê is dit verseker beter om solar te gaan met 'n battery en 'n inverterstelsel. En dan is die groot vraag wat 'n ou moet vra is, wat is die regte inverterstelsel? Daar's eintlik net 2 applikasies in ons land op die oomblik. Daar's een wat sê ek wil krag hê as die krag afgaan. Ja. Ek wil noodkrag hê. En die ander een is ek wil krag hê as die krag afgaan, maar ek wil ook my daaglikse kragverbruik wil ek terugsit. Ja. So vir ons altyd, ek kyk altyd na besigheid en sê hoe vinnig kan jy geld terugkry. So vir my is 'n inverter battery eenheid sonder panele, soos 'n kragopwekker. Jy gaan nie jou geld terugkry, jy gaan gerief hê. Ja. Maar jy gaan nie diesel gooi elke maand nie. So baie keer as die ouens diesel kyk, wat kos diesel en wat kos jou terugbetaling, want ons doen finansiering van huis klein skaal tot groot projekte. So baie keer as jy kyk wat diesel jou kos, dan is dit meer as jou finansieringspaaiement as jy net 'n battery en inverter sou neergesit het. Yes. En dan met daai kragopwekker. Ja, dan is dit weer daai tyd hassle factor. Ja, iemand moet staan en ek moet jou sê, al koop jy die beste kragopwekkers, hulle het my onderhoud nodig. En dan die ander ding is vir ons wat ons graag kliënte wil sê is dat as jy nie nou kan 'n inverter met battery neersit met panele nie, koop klaar die inverter wat reg is vir panele, want jy gaan nie nou die kapitaal hê nie. Maar as jy mens mooi dink, 'n inverter met battery, as daar nie krag is nie, as daar nie Eskom is nie, word daai ding 'n papiergewig. Jy kan absoluut niks met hom doen nie. So ons verkoop nie meer inverters wat nie solar gereed is nie. So as jy nie die kapitaal het nie, is die battery en inverter neer en môre is daar 'n moeilikheid. Ons sal 'n bietjie later oor moeilikheid praat as moeilikheid kom. Vat jy solarpanele, sit op die dak, koppel dit in en daar gaan jy. Maar daai fondasie is gelê. Die groot kapitaal is uitgelê, want batterye is maar jou groot kapitaal. Jou petrol tank, hoe lank staan by tyd jy wil hê, is maar die groot geld. So ons offer altyd vir kliënte, ons kan vir jou 'n oplossing gee wat jy nou sonder panele kan klaarkom, maar ideaal gaan ons altyd jou oplossing vir jou uitwerk met panele, want dit is die ideaal. So dan jou tweede een is met panele by, dan kyk ons hoeveel dakspasie het jy, hoeveel krag kan jy vat. Eerste ding wat enige ou sal sê, voor jy enigiets besluit op 'n inverter, maak seker wat jou verbruik.
as jy nie jou hele huis verbruik nie, maak seker as jy vir my is dit altyd is eenvoudig. Vir my is dit jou sekuriteit is eerste. So jou alarmstelsels, jou hekmotors, jou elektriese heining, dan is dit jou ligte, televisies en decoders. Ons nasie is lief vir braai, so ons kan er sonder 'n stoof van 'n oond klaar kom. Maar as daai op is en dan as jy jou selfoon kan laai en as jy CCTV kameras het, dit is altyd met jou eerste. As jy sê anders ek wil 'n yskas of 2 bysit, yskaste trek nie baie krag nie. Kan 'n audit in vergelyking inbring. Maar ons het al gesien oor jare, ons het ek dink van Januarie tot nou amper 300 sisteme ingesit. En ek kan jou eerlik sê, die gemiddelde verbruik vir 'n huis, 'n goeie verbruik vir 'n huis is 'n 5 kVA inverter stelsel. Ek praat van 'n huis met 'n 2 slaapkamer en groter is. Met 'n 5 kVA battery. As jy net ligte en yskaste sekuriteit hardloop, kyk jy so na 3,5 ure standby tyd. En die voordeel is, as jy môre 'n bietjie kapitaal het of 'n bonus kry, koop jy net nog 'n battery, koop jy net nog 'n battery. En dan die dag as jy sê luister, ek wil my geld begin terugkry. Dit is waar ek altyd in die prentjie kom en sê, hoe vinnig kan ek my geld terugkry? Nou sit 'n investering is nie uitgawe nie. Nou sit jy jou panele by. SARS het vir ons 'n vergunning gegee. Ek dink is R18,500 wat jy kan terugeis as jy jou panele opsit saam met jou installasie met jou belastingkant. So dan gaan ek vir jou sê, okay, jy gebruik 400 eenhede 'n maand. Jou daggebruik gaan ons vir jou uitwerk. Ons gaan vir jou sê jou daggebruik is kom ons sê 240 eenhede 'n maand en met Souder gaan jy nou vir jou daggebruik van 240 eenhede na 80 eenhede toe vat. Dan kan jy jou kapitaalbesparing sien en ek dink dit is baie belangrik vir ouens om te weet dat sodra jy panele opsit, begin jy jou eie geld terugkry. Ons het nou 'n paar gedoen, maar 'n gemiddelde huis wat se kragrekening so 4,5 kom ons sê 4,5 R5,000 'n maand is, 3 slaapkamer huis, groterige huis met 'n swembad, so die Laagveld almal het swembaddens omtrent. Sodra jy so 'n 5 kW een neersit met 10 kW se panele, dan kom daai rekening maklik af na R1,800, R2,000 'n maand. So dis daar begin hy homself terugbetaal. Ja, dan begin dit besigheidsin maak vir my. Dan kry jy geld terug. Maar nie almal raai kapitaal nie. So belangrikste, sit vandag eendag die regte inverter en die regte battery neer. Dit gaan vir jou toelaat dat in die toekoms jy kan opgradeer, jy kan bysit. Meeste van die nuwe inverters wat ou verkoop, as jy familie groter word en die babatjies word gebore of die ou mense kom bly in die woonstel daar, dan sit jy net nog 'n inverter by en dan gaan jy van 'n 5 kV na 10 kVA toe. Dis 'n koppel van 'n draadjie. Die hele wiel hoef nie oorontwerp te word nie. So punt 1, maak seker jy ontwerp is reg. Die tweede ding wat ons deesdae baie sien is ouens wat jy installeer. Ons het ongelooflike goeie installeerders wat by ons koop. Ons kan baie mense aanbeveel vir die ouens, maar kry vir jou 'n goeie installeerder wat lank in jou area is. Ouens wat 'n rekord het van waar hulle al geïnstalleer het en kliënte wat gelukkig is. Dis baie belangrik. Doen moeite om daai navorsing te doen. Dis belangrik. Daai ou se trek record. Dis baie belangrik en dan die produk wat hy gebruik. Kan die produk, ons kry dit elke dag, bring mense help materiaal, dan ouens produk gekoop, het sy dit waar, of wat ingevoer het, of het maak nie saak waar, wat 'n platform het gekoop het online nie. Nou moet dit gediens word, of iets het geblaas. Partykeer is dit ietsie kleins, maar dis nie 'n Suid-Afrikaanse produk nie. Kan nie reggemaak word nie, kan nie help nie, gooi weg daai kapitaal. So maak seker die produkte wat hulle aan jou verkoop en wat jy insit is diensbaar in Suid-Afrika. Diensbaarheid het ons nou gesien, as ou dink jare terug het 'n ou miskien in 'n formule van het jy 1000 inverters 'n jaar verkoop. Ek dink Suid-Afrika het van Januarie tot nou soos 2 miljoen inverters verkoop. So as jy kyk wat ewe skielik was daar een ouetjie wat gediens het 'n jaar, nou ewe skielik met daai een ouetjie 20,000 dienste 'n jaar. So jy sal sien baie van die goeie produkte wat jy verkoop is opgegradeer. Hulle het baie beter dienssentrums ingesit en herstelsentrums ingesit. Maar as jy 'n produk gekoop het wat nie herstelsentrum of dienssentrum het nie, is dit moeilikheid. En dan voel ek jammer vir kliënte, want dit kapitaal wat hulle goed bedoel is, wat net verkeerd aangewend is en dan het jy dit verloor. Dit is die sleg ding daarvan. Kyk vir ons gevalle studies gee van waar die besighede voor sonpaneel en na sonpanele. Wat is daai geld wat geïnvesteer is natuurlik baie belangrik. Wat is daai voordele en die besparings wat gegenereer is? Ek dink as ou by huise begin is, ek sê altyd vir 'n kliënt, ons almal wil voel, ons wil van Eskom ontslaa raak. Maar as 'n ou rand en sent gaan dink, is Eskom nog steeds wat ons betaal vir wat ons het dit dalk nie altyd nie. Is Eskom nie altyd die duur weergawe van krag nie. So as jy die Engelsman noem dit 'n hybrid stelsel, is 'n stelsel wat met sonkrag en met Eskom kan werk. Al het jy net Eskom vir 2 ure 'n dag, maak 'n hybrid stelsel 'n baie groot verskil vir jou. So op 'n hybrid stelsel applikasie in 'n huis wat jy paneel op die dak sit, 5 kW en wat jy 5 kW inverter en battery neersit. So as dan nie Eskom is nie, het jy jou krag. Nou hardloop ons deur die dag alles wat hardloop. Jy kan vir 5 kW kan jy was en stryk en jy kan jou swembadpomp hardloop. So jou dagverbruik gaan jou 9 tot 4 verbruik is daar nie meer nie. Jou meter gaan stil staan. Ons het meeste van ons kliënte se rekening soos ek gesê het is so 3.8 tot so 4.5.
En as hulle 5 kW se panele opsit saam met 'n inverter en 'n battery, dan kom hy af met so R1200 en as jy dubbel die panele opsit, 10 kW se panele opsit, dan gaan hy af na so R1800 R2000 toe. En weer 'n keer, die tipe inverter wat jy insit, baie van die inverters as jy 5 insit, kan net 5 kW se panele vat, maar van jou nuus wat jy nou kry is 'n 5 kW, maar jy kan 6 kW of 8 kW of 10 kW se panele vat. So daar's 'n baie lekker besparing. As 'n ou gaan kyk wat jou terugbetaling is op so 'n installasie, so 'n installasie kan jou enigiets kos van 80,000 tot 160,000. Hang af van die produk, hang af van die funksies, hang af van wil jy hom beheer van jou telefoon of van enige plek in die wêreld af beheer. As jy gaan kyk na jou terugbetaling daar, dan gaan jy baie naby aan jou maandelikse terugbetaling kan spaar. Die ander voordeel wat 'n ou het is as tegnologie bietjie gaan draai vir ons in ons land is dat ek dink die Kaap is klaar op wat jy krag kan terugdruk in jou dit is ook 'n ding wat ou as jy 'n inverter koop een wat klaar reg is vir dit. Die Kaap en Ekurhuleni is al klaar op daai seksie wat jy krag kan teruggee vir die Stadsraad. Dit gaan jou terugbetaling soveel korter maak. So ou kan daarna ook kyk. Dan gaan jy die krag wat jy in die dag nie gebruik nie, as jy naweek nie by die huis is nie gebruik nie, vakansie nie gebruik nie, gaan dan net van jou aandverbruik afkom. So dit is ook 'n ding waarna ou kan kyk. Dan het ons 'n 30 kW 3-fase installasie gedoen vir 'n boer. Hy besproei deur die dag. Hy het drip besproeiing, hy kwekery. So hy het baie krag gebruik. Sy kragrekening was so R33,000 'n maand gewees. Ons het vir hom 'n installasie ingesit, inverters met batterye en panele. Sy terugbetaling was so R17,000 gewees en hy het tot vandag toe nog, ons moniteer hom nou al 'n jaar en 'n half lank, hy tot vandag toe nog nie Eskom weer gebruik nie. Wow. So hy besproei al sy groot bome deur die dag, hy besproei al sy reservoir tanks deur die dag. So hy het in plaas van gesê my aandverbruik wil ek besproei en pomp, het hy dit op 'n hoër hoogte gaan sit. Hy het druk toegepas en hy drip besproeiing. So hy het sy daaglikse Eskom verbruik afgehaal. Ons het inteendeel vir hom, hy het baie gesê luister ek kort ligte. So sê ek vir hom jy het so baie batterye oor, ons kan vir jou ligte opsit. So hy hardloop baie hele gedeelte van sy plaas. Sy bome, sy kwekery en sy klein plante hardloop hy daardeur en hy het 'n 50 tot 65% besparing. Hang af van wat se seisoen ons is. Mense moet dit ook onthou. Ja. So Junie, Julie, Augustus huil ons, want dan is ons op die minste son en dan enigiets hierna in die laafveld maak, dan werk dit vir ons baie beter uit en dan kan ons baie vroeër besproei. So dan nou kan ons van 7:30 af besproei en die somer besproei ons al van 5:00 af. Soveel son is daar vir ons. Ja. En dan 'n ander baie lekker applikasie is ons het 'n kliënt wat 'n vulstasie het. 150 kVA generator wat ingesit kragopwekking ingesit het. Sy dieselrekening was so R70,000 'n maand want hulle 3 tot 4 keer 'n dag nie krag nie. Ons het vir hom 'n 100 kVA soudderstelsel ingesit met nuwe hoë volt batterye, dis so 590 volt batterye. Hy het 80 kW op die dak. Sy generator het nog nie gestart nie. So vanaf die nuwe stelsel ingesit is nie. So hy het geen koste vir daai generator nie reg deur die aand. Hy kan so 2.5 load sheddings doen vir sy batterye weer moet laai. En dan die voordeel wat hy het is die dagverbruik. As die batterye vol is en as daar nie load shedding is nie, dan gaan al die krag van die dak terug binne die besigheid in. So sy energierekening by Eskom deur die Stadsraad was so tussen R110 en R70,000 'n maand gewees. Hy is nou R65,000 'n maand. So hy is 'n baie goed installasie gewees. Dit is 'n 2.5 miljoen installasie gewees. Dit is R45,000 'n maand sy terugbetaling. Ons het ouens wat vir ons finansiering doen. Hulle het ons al die somme gemaak. Hulle het ons dit vir die kliënt baie goed uitmekaar gesit. En ek moet jou eerlik sê, dit is gehalveer en hy die voordeel van hy het krag as dan nie krag is vanaand nie. As ou by 'n situasie kom want almal sê okay, nou haal ons al hierdie geld uit en môre is daar nie meer load shedding. Die voordeel is wat jy dan gaan doen is dan gaan jy vir 'n hybrid stelsel, dan gaan jy vir die stelsel sê okay, vanaf die son sak gebruik vir my 60% van die batterye se kapasiteit. So dan kry jy waarde vir jou battery wat jy uitgesit het. Kliënte moet ook onthou, 'n lithium battery wil werk. Jy doen hom nie guns as hy daar staan en jy gebruik hom nie. So baie keer sal ou vir my sê ja, maar ek wil nie my batterye nie. Daai battery het die Engelse noem dit cycles, hoeveel siklusse hy het in die battery. Daai battery kom met 'n 3000 of 'n 6000 cycle of vir die groot battery met 'n 10000 cycle. As jy daai battery elke dag 3 keer cycle, dan kom jy nie eens by 10,000 uit nie. En jy gaan hom maar 1 of 2 keer cycle as dit erg load shedding is. So mens moet die kapitaal gebruik en weer 'n keer, die stelsel wat jy jou grondstelsel, wat die eerste stelsel wat jy insit is die heel belangrikste. So mens moet kan seker maak want as jy die kapitaal uithaal dan is môre nie load shedding nie, wat maak jy? Is dit as kan jy nog jou waarde vertrek en dan gaan jy net soos reg, hardloop op batterye, hardloop jou plant, hou vir jou kapasiteit oor vir as daar load shedding sou wees of nie krag sou wees nie. Dan kan hy doen. En natuurlik die voordeel is, dis daai is in Limpopo, hulle gaan 'n bietjie langer vat vir hulle verkoop, maar dit moet kom. Die terugverkoop van krag moet kom. Ek lees 'n baie interessante ding gisteraand. Hulle sê op Business Tech, hulle sê dat Eskom met 4.4 megawatt
in solar opgesit van Januarie tot nou. Het die gemeenskap opgesit wat by Eskom nie meer gebruik word. Ja. So 4.4 megawatt is baie. En dit is die klein ouetjie by die huis met 6 panele en 8 panele en 10 panele wat net selfversorgend word. Ek dink 'n baie groot ding vir al ons kliënte wat ons vir hulle gesê het is ons het gedog ons gaan 'n baie erger fases van kragonderbreking hê. Beurtfase hierdie Mei, Junie, Julie, Augustus wat ons nie gehad het. Hoekom weet ons? Wag ek vir verkiesing ja, maar ek dink ook groot gedeelte is dat 4.4 megawatt se ouens is af van Eskom af. Ja. En ek moet jou sê ons weet ons gaan 'n verkiesingsjaar in volgende jaar. Enigiets kan gebeur. Ek dink 'n ou moet gereed wees vir dit. Ek dink 'n ou moet al sit jy jou panele nou neer nie, wat jy ook al neersit nou, maak seker hulle kan panele vat. Maak seker dat as daar almal is bang wat hulle sê laat die grid sal val. As dit gebeur moet ou gereed wees. Moenie goed koop wat nie solarpanele kan vat nie. Soos jy ons vir besighede sê is hulle sê my okay, as nou geen Eskom is nie, dan jy daarom 'n generator om te help laai. So as jy 'n hybrid insit, kan jy of laai met Eskom of laai met 'n generator. So veral vir besigheidsmense, dit help dat jy kan aanhou bestuur. Ek dink iets anders wat ek wil noem is ons kry baie besighede wat in komplekse is, wat nie die geld het of wat nie kan insluit by die generator, kragopwekker van die sentrums nie. Want hulle vra tussen 2 en 12.000 rand vir jou besigheid om op te gaan. En daai ouens het ons gevind 'n 5 kW battery met 'n 5 kW inverter. Kyk, hulle kan nie panele opsit nie. Maar het ons gevind as ons jou winkel se ligte, jou kredietkaartmasjien, jou rekenaarstelsel opsit en genoeg ligte in jou winkel, laat die ouens kan besigheid kan doen. En daai kos jou enigiets van R90 per dag tot so R159 per dag. So, ou moet kyk na verliese. Wat verloor jy as jy toe is vir 2 ure? En die voordeel altyd sal wees as jou sentrum sal sê luister, eendag kan jy jou panele opsit, maar sentrums gaan nie daai vir ons doen. Maar vir jou om jou deur jou dag te vat vir jou 2 ure, daai is 'n baie goeie oplossing. Veral vir die klein sake manne, ja, want as jy jou kredietkaartmasjien kan werk, jy kan jou ligte werk en jou rekenaarstelsel werk en elke kliënt kan jou produk sien, kan jy besigheid doen. En ek dink daai is 'n mark wat ons ook baie gekom het. Soos ek sê, ons het dit gaan uitwerk dag per rand. En baie keer wil kliënte weet maar wat verloor ek in 2 ure se geen besigheid en wat kos dit my vir 'n dag. So enigiets van R89 tot so R159. Kan jy vir jou 'n lekker stelsel insit sonder panele en jy kan besigheid doen wat belangrik is. 2 minute oor van die laaste vraag. Was die timing is goed. Okay. Wat is julle, ek wil sê daai 3 jaar plan? Weet wat maak julle opgewonde? Okay. Volgende 3 jaar wat maak julle bekommerd? Ek is altyd 'n ou van hou om te weet wat gaan gebeur en ons gelukkig in ons land werk dit nie so nie. In die dinamika wat ons gehad het ons die eerste begin van die jaar. Ek sê altyd waar jy begin en waar gaan ons eindig. So ek dink die begin van Januarie het vir ons 'n seisoen aangedui waartoe ons op pad gaan wees. Maar daar het groot draai in die seisoen plaasgevind en ek dink die groot vraag vir solar is besig om daar's baie meer verskaffers, daar's baie meer produkte in die mark wat stadig gevul gaan word. Ons is daar uit om tegnologie om seker te maak ons kan vir ons meer oplossings gee. So ons het gaan kyk na waaiers met solar panels, ons het gaan kyk na ligversorgers met solar panels. So ons mark vorentoe wil ons soveel as moontlik vir die ouens ander aanbiedinge in die mark indruk wat vrae kan vul wat ons weet daar is wat nie alles gevul kan word nie. Die uitdagings vir volgende jaar gaan vir ons groot wees. So ons weet ons land gaan 'n verkiesingsjaar in. So ek dink diens gaan ongelooflik belangrik wees. Ek dink om die regte produkte gaan hê in jou winkel gaan baie belangrik wees. En ek dink dit is 'n groot challenge om seker te maak ons het dit. 3 jaar vorentoe, ek dink tegnologie gaan baie van ons werk ligter maak. Ek dink as jy kan kyk wat in die laaste 2 jaar gebeur het met Wi-Fi switching en ligte en ontwikkelinge en veranderinge. Ek dink tegnologie gaan ons 'n baie groot mark oopmaak, maar die opvoeding van die mark gaan belangrik wees. En ek dink dit is iets wat ons graag sou wil begin aandag aan gee om wat daar is in kort uit te sit. Wat kan hy doen? Wat is jou behoefte? Wat kan hy vir jou behoefte doen? En dit is hoe mense dit doen. So dit is waarop ons gaan fokus vir nou. Om deur volgende jaar te kom en dan op te bou op daai tegnologie en al die klein gate wat daar is in die mark wat ons nie kon vul met gewone solar nie en groot waterpompe nie en waterstelsels nie te gaan aanvul vir kliënte en hulle oplossings kan gee vir dit.